Kom ons bid saam, dan kan ons begin. Vader, wat 'n heerlike voorreg om vanmôre weer so saam te kan kuier. Dankie vir u woord. Dankie vir fellowship. Dankie vir medegelowiges wat saam met ons die woord kan oopmaak en dit stig ons vanmôre en bemoedig ons. U woord is vars en nuut elke dag. En ons sê vir u dankie vanmôre vir die Heilige Gees wat vir ons die woord oopbreek en nuut maak. En dat ons dit vanmôre elkeen sal deel maak van ons lewe en van ons wondering en van ons verhouding met u. Dankie dat u so getrou is. Dankie dat u ons vashou in die holte van die hand. Ons eer u daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Marlene, baie welkom vanmôre saam met ons. Sy was een van die beginstigterslede van hierdie groep. En ek is bly jy het weer by ons aangesluit, Marlene. So, dis nou jou lunchtyd, né? 10 tot 11, so ons sal met droer. Alright. Ons vra verskoning, ons is nie altyd so deur mekaar nie. Alright. Galasiërs 5, en as jy nou mooi terugdink na waar hoofstuk 5 van Romeine geëindig het, dan is die laaste gedagte wat Paulus met ons kommunikeer uit Romeine 5 uit, en onthou net weer hoofstukke en versnommers is eers na die tyd ingesit, dis nie in die oorspronklike boekrol nie, dis net vir deur die Bybelvertalers daar gesit om my te help, om vir jou te sê, kom ons begin hier lees, so anders moes ons die hele boek lees tot waar ons laas was, dan ons regtig elke keer by hoofstuk 1 vers 1 begin, maar aan die einde van hoofstuk 5 sluit hy af met hierdie gedagte, wat sê, hoe meer sonde daar is, hoe meer is God se genade. Dit was die hele verloop van hoofstuk 4 en 5 gewees, so ver, is dat jy sy hart wat hy vir ons wys is, omdat ons geregverdig is, geheilig is, in 'n regte verhouding met God staan deur dit wat Jesus gedoen het. Nou sê die een ou dalk wees, maar ek het meer sonde, of hy het meer sonde. Paulus sê, hoe meer sonde, hoe meer genade. Onthou jy, ons het daaroor gesels, wie is die dankbaarste vir God vir sy genade, die ou wat min vergewe is, of die ou wat baie vergewe is, en ons het gesê, hoe meer jy vergewe is, hoe groter is jou dankbaarheid. Paulus haak hierby aan as hy sê, hoe meer sonde, hoe meer genade. Daar's nie genade vir party sonde nie. Net op daai punt, en ek dink dit kan ons 'n tema maak vir die hele gesprek eendag, is hoeveel genade het ek dan met ander, as God vir alles genade het met almal. En dan sê ons baie keer, ek het genade met ouens met dit, maar sulke ouens, ek kan hulle nie hanteer in die lewe nie, hulle moet net regkom. Ek het nie tyd vir 'n ou wat, dan soet ons elkeen maar ons goed wat ons daar insit, goed waarmee ons met onsself hard is en waar ons op onsself hard is, maar as ons by ander kom, God se genade vir ons is vir alle sondes, eweveel. So hy eindig hierdie gedeelte met, hoe meer sonde, hoe meer genade. So nou gaan hy hoofstuk 6 begin, en jy is hierdie argument verder trek en sê, vir die ou wat dan sê, so dan kan ek sonde doen, jy verstaan dit nie, beteken dit dan nou, dis hoofstuk 6 vers 1, dat omdat ons sê, God se genade word net groter, al het ek meer sonde, kan ek doen wat ek wil, en net aanhou leef in sonde, dan sê hy, nee, stellig nie. Met ander woorde, dit is juist die bewys dat jy nie God se genade verstaan nie, want as jy sy genade verstaan vir dit waarvoor hy vergewe het, dan wil jy verander. Jy kan nie dieselfde bly nie. Ou wat sê wel, daar is genade, en omdat daar genade is, kan ek doen wat ek wil. Nee, jy verstaan nie genade nie. Dis 'n ou wat nog nie genade verstaan nie. En daarom het ons gevaarlike terminologie wat ons gebruik in verskillende groepe van gelowe. Ons praat van charismatiese ouens of pentekostaliste of doppers, hervormers en sekere van hierdie kringe glo dat wanneer jy wedergebore is, gered is, dat jy vir ewig in God se hand kan wees. En dis amazing om dit te weet. En dan staan van die ander ouens en kyk en sê, maar as jy dit vir jou mense leer, dat as hulle gered is, hulle nooit verlore kan gaan nie, beteken dit hulle gaan wel aanhou sonde doen, want Romeine 5 se einde sê, hoe meer sonde, hoe meer genade. So hoekom gaan hulle dan wel verander? En dan sê ek, nee.
As ons kan regkry om regtig God se genade te verstaan vir wat hy vir ons gedoen het, dan wil ek verander. Ek hou nie aan in sonde lewe nie. Inteendeel, dit maak my juis vry van sonde, want om te weet God het my vergewe, maar dit het hom 'n prys gekos. Dit het hom sy lewe gekos. Maak dat ek sê ek wil nie in my sonde aanhou lewe nie. Verander my, Here. Dis juis die feit dat God genade met my het wat maak dat ek makliker met hom kan kom praat. As jy, toe jy, almal van julle was kinders in 'n huis op 'n stadium, né? Ek dink dis hoe ons almal hier gekom het. Jy is gebore en jy het groot geword in 'n huishouding en daar was sekere reëls gewees in daai huis. En as jy 'n pa of 'n ma of 'n oom of 'n tannie of iemand gehad het of 'n koshuisvader wat vir jou moeilikheid gegee het oor sekere dinge in die lewe en waaroor hy ernstig was, jy sit nie 'n voet verkeerd op hierdie level nie, dan jy nie vrymoedigheid om met hom daaroor te praat nie, reg of verkeerd. Dis juist die goed wat jy gesê het, hierdie is nie negotiable nie. En as die dag as jy daar fout maak, wat jy geen vrymoedigheid het om te gaan en te praat en te sê, sorry, ek het droog gemaak nie. Want dis wat die wet doen. Die wet steel ons vrymoedigheid. En dis hoekom Paulus hierdie hele gedeelte van Romeine gebruik om vir jou te kom leer, God het klaar gedeel met die wet, hy het klaar gedeel met sonde, daar's meer as genoeg genade, ons kan toetree in ons verhouding met hom, jy kan enige tyd na hom toe gaan, daar's vir alle sonde genade, juis sodat dit my help om te sê, ek kan met God nou daaroor gaan praat, ek hoef nie meer bang te wees nie. Wat is die goed in ons lewe waarmee ons gesukkel het, waaroor ons skaam was om met God te praat? Daai goed wat jy nie met God oor wil praat nie, want jy weet in jou hart, dis my issue. Moet nou nie joune noem nie, noem nou maar die een langs jou sin, maar praat bietjie met my. Wat is daai goed wat jy dink die ou langs jou mee sukkel, waaroor hy met die Here kan gaan praat, maar ons doen nie? Woede, jy sien die ou langs jou sukkel met woede en dit steel sy vrymoedigheid om met God te gaan praat, want ons weet, God wil nie ons moet hierdie meer uitbarsting sê en van ons handels af vlieg en almal skree en verskree nie, en ons kan allerhande regverdigmakings in plek sit om dit te regverdig in ons lewe, soos hormone, oorgangsjare, oor erflikheid, familie, dis maar wie ons van helsdingings is, jy weet, dis in ons bloed, jy kan allerhande goed gebruik om dit te regverdig, maar in jou hart weet jy, God sê, En as ek die gedagte het dat God hierdie tiran is, wat my net wil pak gee oor my verkeerde goed, gaan ek nie met hom daaroor wil praat nie. En ek gaan aanhou sukkel met my woede. Want die enigste manier wat ek oor my issues kom, is deur juis met God daaroor te praat. Dis waar die waarde van die kruis en nagmaal in 'n kind van God se lewe so amazing is. Die nagmaal. Paulus kom in Romeine, 1 Korintiërs 11, en dan skryf hy vir die gemeente in Korinthe, hy sê, so dikwels is wat julle van hierdie brood eet en hierdie beker drink. Dikwels. Wat beteken dikwels? Hoe gereeld is dikwels? Dikwels. En ons doen dit dikwels te min. Ons is in 'n lewe waar ons nie wil sit en oor goed praat nie. Ons byt op ons tande, kyk verby, hoop môre is beter, hou net uit, laat dit net verbygaan, verdra mekaar se moods en geite, nie lus vir konflik nie, just let it slide. Dit is genoeg moeilikheid in ons lewe. En so raak ons dan ook in ons verhouding met God. Ons praat nie daaroor nie. Ek maak 'n fout en ek byt op my tande en sê, ag nee, môre gaan ek probeer om dit nie te doen nie. Ek gaan nie eers met die Here praat daaroor nie. Ek het al hoeveel keer met hom gepraat. Hy sê al so moeg vir my, dat ons maar net aangaan. Môre kry ek dit dalk reg. Maar die nagmaal forceer my om met God te sit en praat oor my issues. Nie omdat hy dit nodig het nie.
Omdat ek dit nodig het. Hoekom sê 1 Johannes 1 vir ons as Johannes skryf en dan sê hy, as julle sonde bely, is hy getrou en regverdig om julle te vergewe en daaraan nooit weer te dink nie. Hoekom dink julle sê hy dit? Wat net 'n vraag vra, en dis 'n baie teologiese vraag hierdie, vergewe God ons net ons sonde as ons sorry sê? Want dit kan nou 'n tegniese vraag hierdie raak, né? En 'n woedige debat. So as daar sonde in my lewe is wat ek nie bely het nie en ek sterf, gaan ek dan hel toe? Want 1 Johannes sê, as julle sonde bely, is hy getrou regverdig om te vergewe. So wat van die wat jy nie bely het nie? En dan word daar 'n heeltemal 'n ander geloof daaruit gebore, wat dan sê, wanneer jy tot bekering kom, moet jy kom vir bevryding, en ons moet jou deur hierdie proses vat, amper terug in die moederskoot in, om alles te onthou wat in jou lewe met jou gebeur het, dat jy ekskuus daarvoor kan sê, want sê nou jy skiep iets. Wat ek dan die vraag laat vra, beteken dit die kruis en die bloed van Christus is nie genoegsaam nie? Kan God jou nie op sy eie wedergeboorte laat beleef, sonder dat jy eers deur al hierdie ander goed gaan nie? Hang wedergeboorte dan van my af? Is dit wat hy vir my in die kruis gedoen het, dan nou nie genoeg gewees nie? Is dit die kruis plus bevryding, plus bloedlyn, plus my deel, of is dit net die kruis? Ek kan nie 'n dialoog onthou aan die kruis toe Jesus vir die krimineel sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees nie. Hy het nie vir hom gesê, hoor iets om, begin gou jou sondes opnoem, dat ek jou kan vergewe vir wat jy noem nie. En ek hoop nie jy vergeet iets nie. Maar dis wanneer ek met die nagmaal by die voete van Jesus stil word in my eie persoonlike binnekamer, wat ek vir hom sê, Here, hierdie woede, ek het nou genoeg gehad van dit. En ek weet u woord sê, dis nie reg nie. En ek weet in my hart, die Heilige Gees oortuig my, dis nie reg nie. En ek weet nie hoe om daarmee te deel nie. Maar dankie dat u weet. En al wat ek sal sê vandag is, Here, ek is so jammer. Ek is nie volmaak nie. En ek het so nodig dat die Heilige Gees oorneem in my lewe en my help daarmee, want ek weet nie hoe om anders te wees nie. Eerlikheid is al wat God soek by jou. En weet jy, dit verander jou hart. Gaan dit maak dat jy môre weer wil kwaad word? Inteendeel, hoe meer ek met God daaroor praat, hoe meer verander ek. Wie van julle kan daarvan getuig? Hoe meer jy met God praat oor issues, hoe meer kom jy agter, dis nie meer issue nie. Wat het gebeur? God het my hart kom verander. Maar ek moes eers my mind change. En dit gebeur by die nagmaal. So nou kom Paulus en hy eindig hierdie hoofstuk in hoofstuk 5 en hy sê, hoe meer sonde, hoe meer genade. Moenie dat jou sonde jou weghou van die kruis af nie, inteendeel, laat dit jou na die kruis toe bring en kom praat met God daaroor. Maar vir die ou wat sê, nou kan ek aanhou sonde in hoofstuk 6, jy verstaan dit nie. Jy het dit nie. So as jy met 'n kind van die Here praat wat aspres, opsetlik, moedswillig, aanhou met sonde in sy lewe en die stelling maak, God se genade vir my is genoeg, ek kan maar sonde doen, Paulus sê, jy het nie 'n klou nie. Inteendeel, ek bevraagteken jou wedergeboorte. Want 'n kind van God kan nie opsetlik, moedswillig aanhou met sonde nie. Want die woord sê, nadat jy tot die kennis van die waarheid gekom het, Hebreërs 10 vers 26, want as julle opsetlik aanhou met sonde, nadat julle tot die kennis van die waarheid gekom het, bly daar vir julle geen offer meer oor nie. Verskriklike harde woorde. Watter ander offer moet God dan bring om jou te vergewe en jou te help? Hy het klaar sy ultimate sacrifice gegee, die kruis, sy seun, Jesus Christus. Is vermetel, absoluut. So nou kom, en ek wil Galasiërs 5 vers 1 hier intrek, wat so mooi pas by hierdie gedagte, want Galasiërs 5 vers 1 kom en sê, staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het. En laat ons nie weer onder die juk van diensbaarheid van sonde kom nie. Staan dan vas in die vryheid waarmee God ons vrygemaak het. Dit is eintlik die hele gedagte wat hy hier in Romeine 4 en 5 kommunikeer aan hierdie gemeente in Rome.
Is nou dat jy geregverdig is, geheilig is, in die regte verhouding met God staan, leef voluit in jou vryheid. Moenie dat jy weer onder die sondelas gebind word met dingetjies in jou lewe nie. Praat eerder met God daaroor. Praat met God daaroor. Hoeveel keer, dalk het jy dit al vir familielede gesê, of vir jou kinders gesê, of vir 'n eggenoot gesê, of 'n suster of 'n broer, hoekom het jy nie net daaroor gepraat nie? Hoekom loop jy vir al hierdie jare met hierdie ding in jou lewe? Hoekom het jy nie daaroor gepraat nie? Baie mense wag vir goed tot op hulle sterfbed. En op hulle sterfbed sal 'n ouer vir 'n kind sê, daai ding wat jy daai dag gedoen het, hou ek nog my hele lewe lank teen jou. En dan sê soos pa, maar hoekom het jy nie net daaroor gepraat nie? Ons kon dit lankal uitgesort het. Die woord sê, oppas, dat dit nie 'n wortel van bitterheid in ons hart word nie. En baie keer begrawe ons net goed, ons het nie lus om oor te praat nie. Nie gepraat nie, nie gekommunikeer nie, nie met God uitgesort nie, en dit word 'n ding in my hart. So hierdie gedagte wat Paulus hier skryf aan die gemeente in Galasiërs, as hy sê, staan dan vas in die vryheid, daai woordjie, vryheid, is 'n ongelooflike mooi Griekse woord. Daai Griekse woordjie is die woordjie eleutheros. Nou leer jy nog 'n Griekse woord vandag. Eleutheros beteken, vir hierdie rede het God jou vrygemaak. Vir watter rede? Dat jy kan vry wees. Is dit nie mooi nie? God het jou vrygemaak vir die rede dat jy kan vry wees. God het geen ander intensie of beplanning vir jou behalwe om vry te wees nie. So as jy nie vry is nie, as jy daai stukkie in jou hart bære en toesluit en sê ek gaan nie daaroor praat nie, ek gaan nooit praat oor wat met my gebeur het toe ek 'n kind was nie, ek wil nie weer eers daaraan dink nie, ek bære dit so diep, maar ek is bitter en ek tree snaaks op in situasies teenoor mense en ek vra nie vir myself hoekom tree ek so op nie, ek bære dit en druk dit net dieper en dieper. En al my verhoudings ly skade. En ek maak nie oop nie en ek praat nie daaroor nie, ek druk dit net dieper en dieper. En ek gaan sit nie by God en deel by die kruis daarmee nie. Dan word ek 'n bitter mens. Nou wil ek jou die vraag vra, is so oud dan regtig vry? Hoeveel kinders van die Here gaan regtig deur die lewe wat nie vry is nie? Wat nie vry is nie. En op daai punt kan ons baie daaroor sê, maar ek wil net dit sê. Dis nie eers altyd nodig om daai persoon in die oë te gaan kyk nie. Maar as ek by God se voete gaan sit en daai persoon se gesig voor my oproep en sê, Here, ek wil net vandag vir Koos sê, deur die bloed van Christus vergewe ek hom vir wat hy aan my gedoen het, al was dit hoe seer. U sal met hom afreken, maar ek wil nie langer hierdie ding in my hart ronddra nie. Help my om te vergewe. Is bitter moeilik. Maar al doen jy dit net voor God, verander jou hart. En skielik is jy vry. Skielik is jy vry. En baie van ons sê ons is vry. Ons is kinders van die Here, ons is wedergebore, ons loop in vryheid. Ons is so dankbaar vir God se genade, maar jy is nie vry nie. Jy is so gebind oor dinge in jou lewe waaroor jy nog nooit kon vergewe nie. Iemand slim het eendag gesê, en dit is wragties baie slim, want ons almal weet dit, maar ons het dit nog nooit vir onsself so gesê nie. Jy kan nie help wat met jou gebeur in die lewe nie. Dis waar, né? Goed gebeur net. Hier is die res van die sinnetjie. Maar jy kan help hoe jy optree en wat jy daarmee maak. Dis jou keuse. Ek kan nie help wat met my gebeur het nie, is nie lekker nie. Ek het nie daarvoor gevra nie, ek was jonk en onskuldig en nie geweet wat gebeur nie. En dan loop ek vir die res van my lewe met hierdie wrok. Of ek kan net toelaat en sê, Here,
Dit was nie lekker nie, dit was baie seer en ek verstaan dit nie. Maar ek vergewe, want u woord sê deur die kruis is ek vergewe. En die woord sê, met die maat waarmee ek meet sal vir my gemeet word, en die woord sê, na jy ons leer, jy ons Vader bid, net so wat ons skuldenaars vergewe, so sal u ons vergewe. Here, ek wil niemand, ek spreek vry. Ek verstaan dit nie, is nie lekker nie, maar ek spreek vry, en skielik is ek vry. Dis die vryheid waarvoor God ons geroep het om te lewe. Beteken nie wat wie ook al gedoen het is reg nie. Ek dink dis waar ons sukkel om dit te verstaan. Beteken nie wat gedoen is of gesê is reg nie. God is die outeur, hy sal daarmee uitreken. Hy sê my kom die wraak toe. Maar ek leef in vryheid. Ek leef in vryheid. Nou, dis 'n belangrike punt om mee te deel. Alright. Baie waar. As ons reg verstaan wat God se hart is en God se hart van genade, dan verander hy my so op 'n stadium dat daai naam wat ek nie eers in my gedagtes wil noem nie, juist die een is vir wie ek op die einde van die dag bid en sê Here, ek bid sodat hy ook kan kniel by die kruis en sy lewe ook verander, hy het hier so nodig. Sure. Absolutely. Absolutely. Dit is die mooiste woorde daai. En dit klink so nice, maar leef dit. Dis bietjie moeiliker om dit te leef. Om dit te doen, om te kies hoe ek optree, daai vryheid te hê van ek kies hoe ek optree. Ek kan nie kies wat vir my gesê word nie. Elkeen van ons staan in verhoudings. Jy kan nie kies hoe ander mense met jou praat nie. Ons wil graag. Ek hoor baie keer in die beradings as 'n man en 'n vrou voor my sit en met mekaar praat, dan sê die vrou, ek was fyn, totdat hy by die huis kom en die manier hoe hy met my praat, sê ek nie, sy. Hy bring die beste in my na vore. As hy sy attitude verander, gaan ek fyn wees. Ek hoor iemand sê, treat me right and I'll be right. Hy het 'n tweede deel, ek kan dit nie in die kerk sê nie, maar dis baie keer ons lewensfilosofie. Is net wat jy saai gaan jy maai by my. Nou sê die woord, nee, ek kan nie meer sê 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand nie. Dis mos voor die kruis en voor genade. Ek kan nie my optrede, jou optrede teenoor my bepaal hoe ek optree nie. As jy met my nice is, sal ek nice wees. As jy met my moeilikheid soek, gaan jy dit kry. Nee. Ek kies my optrede. Ek kan nie ander wang draai en sê, "Ey, sien lekker as jy met my so maak nie," maar ek gaan nie reageer daarop nie. Ek gaan nie afkom na jou level toe en word soos wat jy met my word nie. Is nie wie ek is nie. Dit is 'n volwasse optrede in lewe. Maklik? Net die Here gee ons krag om dit te kan doen. Ek wil baie keer vir hom sê, is dit so? Maar nou dat ons so eerlik is, wil ek ook 'n paar goed sê. Dis by default, dis hoe ons is. Is dit God se manier? Nee. So is ons dan regtig vry? Dis die vraag. Hoe vry is ons as ons sê ons is vry? En ons sit hier en ons celebrate ons vryheid en ons celebrate die woord en dit is amazing. Ons sê ons is vry. Die vraag wat net by my opkom vanmôre deur die Heilige Gees is, ek wil die vraag vra, hoe vry is ons regtig? Want Christus het al hierdie goed gedoen vir een rede, dat ons kan vry wees. Dis wat Galasiërs 5 vers 1 sê, for this reason Christ has set us free. Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ has made us free and not entangled again in the yoke of bondage. Dis presies wat dit is hierdie las wat net van voor af op my skouers druk en ek stap uit daai gesprek uit en ek voel, ag nee wat, ek sien nie kans vir môre as dit so aangaan nie. Niemand stap uit so fight uit of uit so dialoog uit en jy voel, yes, nou voel ek positief nie. Jy voel soos 'n vark.
Dis nie lekker nie. Jy wil nie eers weer terugkom as dit so is nie. Jy vermy dit. Hou jou besig. Doen dinge wat jy nooit sou doen nie om besig te bly. Mans begin visvang en gaan jag en doen allerlei goed. Nee. En dan sê ons is vry. Is ons regtig vry? Ek dink dis die vraag vandag. Is ek regtig vry? Wie van ons kan vanmôre met 100% sekerheid sê ek is vry, heeltemal vry? Steek gou jou hand op. Is so hartseer. So hartseer dat ons as kinders van die Here deur die lewe gaan en nie regtig ooit God se vryheid beleef nie. Ek dink is iets waaroor die Here so baie met my praat luit. Is ek regtig vry? Verstaan ons regtig wat God gekom het om te doen vir ons en die werk wat hy vir ons aan die kruis bewerk het om regtig in alle verhoudings op alle gebiede en elke dimensie van my lewe te kan sê ek is vry. Party van ons sukkel om vry te wees van die opinie van mense. Wat gaan die mense sê? Wat gaan hulle dink? Hoeveel keer as jy terug spieël toe vanmôre vir wat ander van jou kan sê? Nee, laat ek net eers gaan kyk of my hare reg is. Ek wil nou nie hê die mense moet sê ek lyk die mense. Wie is die mense? En dan wil ek vra, en wat maak dit saak wat die mense van jou sê? Dis wat God van jou sê wat saak maak. Sal wat saak maak. Hoeveel van ons sukkel met 'n swak selfbeeld? Die manier hoe ons grootgemaak is, wat jou pa of jou ma vir jou gesê het, as jy perform, dan like ons jou. Wat beteken as jy nie perform nie? Werk harder. En dan word ons performance driven. En ons maak ongelukkig ons kinders weer so groot. En hulle word groot met hierdie stel reëls van, dis net 'n klomp moets en moenies, jou bed moet opgemaak word en jy moet dit doen en jy moet jou kamer skoon hê en jy moet jou klere in die mandjie gooi en jy moet dit doen en as al hierdie goed reg is, dan like ons jou. Wat beteken as jy hierdie goed nie doen nie, dan like ons jou nie so baie nie. En dis die hele tyd hierdie kompetisie van wie word meer gelike. En dan skiet rebelsheid uit wat net sê, ek gaan nie konform in hierdie stelsel van inpas in 'n klomp reëls wat ek nie verstaan nie. Ek rebelleer teen dit en dan sê ons, hy het 'n rebelse duiwelse gees. En dan moet die pastoor kom en die duiwel uitdryf. Geen mens is gemaak om die hele tyd in 'n stel reëls vas te kyk van as ek dit en dit en dit doen. Die woord sê die liefde is die grootste. So waar pas die liefde in hierdie verhoudings in? En hoe werk ons met mekaar? En wat maak ons met mekaar? Die vraag, is ons regtig vry? Help nie as ons gaan aan met hierdie hoofstuk as ons nie vanmôre deel met hierdie issue nie en dalk moet ons net ons harte ondersoek vanmôre en die vraag vra voor die Here, is ek regtig vry? Is ek regtig vry? Mustafa? Wil jy iets sê? Wil jy iets sê? Wow. En dis 'n vraag vanmôre. Ek gaan vir ons musiek opsit. En dan gaan ek jou nooi om vir jou hiervoor 'n kelkie te kom vat. En as jy by iemand wil sit, fyn. Ek wil jy moet alleen sit iewers. Gaan sit op 'n bank alleen. En dan gebruik jy net 5 minute van hierdie dag. En jy raak een aspek van jou lewe aan vanmôre waar jy weet jy nog nie vry is nie. Het sy dit vergifnis is, het sy dit iemand se gesig is wat die hele tyd voor jou bly, konstante konflik, dalk 'n verhouding waarin jy is, dalk 'n kind of 'n buurvrou of 'n iemand in jou lewe. En vanmôre maak jy met daai issue vrede en jy sê vanmôre is die dag wat ek vrykom daarvan. Hoe weet ek is vry? Hoe weet ek is vry? As daai ou môre weer so in jou gesig is en jy eintlik begin huil vir hom omdat jy jammer is vir hom as wat dit woede in jou bewerk en jy sê kan dit nie meer vat nie. Haal jouself uit die verhouding uit en sit Christus se hart daarin. Maak 'n massive verskil.
klim jy uit die fight uit. Daai dingetjie in jou lewe wat nog tussen jou en die Here, daar waar jy dink jy's vry, maar jy weet jy's nie vry nie, en vra vir die Here, wys my, dis die awesomeste van nagmaal, as jy vra vir die Heilige Gees, Here, wys my vanmôre waar my lewe is ek nog nie vry nie. Ek wil in U vryheid leef, U het al hierdie goed vir my gedoen aan die kruis, en ek leef nie in vryheid nie, ek wil in vryheid leef, help my. 5 minute, gaan ons met die nagmaal sit vanmôre. Kom ons bid saam. Vader, U wat elkeen van ons se harte ken, wat weet wat ons motiewe is en ons intensies en bedoelinge. Vir U kan ons niks wegsteek nie. Voor U is alles oop en bloot. U ken ook ons seer. U ken ook elkeen van ons se struggle en ons verhoudings. U weet waarmee ons deel en die omstandighede wat ons lewe. Elke verhouding is by U bekend. En U weet van elkeen van ons se pyn wat ons dra. En ek wil vanmôre bid dat wanneer ons by die kruis kom stil word met U nagmaal en met U praat oor die prys wat U vir ons betaal het, dat U ons sal help, dat ons hier 'n groep sal word wat sê ons leef in vryheid, totale vryheid, oorgegee aan Christus. Net U Heilige Gees kan ons help om dit vanmôre te kan sê. En vir baie van ons is dit 'n baie lang proses. Vir party is dit vinniger as vir ander. Maar dankie dat U met ons genade het. Dankie dat ons kan vry wees. Dankie dat ons vry mense kan word en dis waarin ons wil leef. Vry van die opinie van mense, vry van om mense te beïndruk, vry van die verwagtinge van ander, vry van die verlede. Vry oor ons 'n nuwe toekoms het saam met Christus. Vry in die kruis, vry in die oorwinning en in die vrug van die Heilige Gees. Dankie daarvoor. Ek wil vanmôre bid vir elkeen, dat U ons sal help om regtig in daai vryheid te kan lewe. Help ons om die verlede te begrawe en ook daarmee te deel en vry te kom daarvan in ons verhouding met U. Ons eer U daarvoor. In Jesus naam. Amen. Amen.